En nou word ons, soos in Star Trek, met tegnologie word ons getransporteer, geteleporteer, wat hulle dit ook al noem. Ons is nou in Antarktika, die Suidpool by die Suid-Afrikaanse basis en hier langs my, wag 'n bietjie, hier steek die wind nou op. Hier steek die wind nou kwaai op. Roan! Antoine! Hey! Maar dis Trek jou baadjie aan, Antoine. is dit die probleem? Ek nog is die wind en die sneeu en die ys hier rond. Ja, maar dit is koud. Dis lekker koud. Dis lekker koud. Jy was daar. Inderdaad, In Antarktika. Antoine. Ja, aan die einde 2014. Ja. So dis al 'n hele rukkie terug. Ja. Was die dak toe oranje al? Ja, die dak was almal. Van so aard dat ek dink met daai take-over het hulle hom nou weer oranje gaan verf, net om seker te maak hy bly oranje. Is daar 'n praktiese rede vir die oranje of is dit nou maar net ikonies? Sigbaarheid. Ja, okay, dit maak sin. Ja, Dit is 'n praktiese as jy hom rede. wit gaan verf, dan gaan jy hom moeilik sien. Waar's my basis? Presies. Dis is dan hoe ver kan jy daai oranje sien en as dit nou begin wind opsteek? As op 'n goeie dag kan jy hom vir ek weet nie 50 seemyl sien. Dit is want hy's op 'n koppie gebou. Okay. So mense kan hom vir dae lank sien as jy soontoe trek. Maar uit die aard van die saak, wanneer die wind so opsteek soos wat ons nou hierso by die byklanke hoor, Ja. wat ons dan gewoonlik En hierdie kom uit Antarktika uit op 'n stormdag, so ja. Well, okay, uitstekend. Nee, so sê hulle, ek weet nie of hulle lieg nie, maar dis Wel, dis dit wat klink bekend. dis wat die ouens wat die klankeffekte maak sê. Ja, dit klink bekend, maar daar gesê dat as dit wat hulle in Engels noem 'n whiteout is, dan kan jy nie jou hand voor jou gesig sien nie. Is dit so erg? Dit is so erg dit kan wees en ek het dit self ervaar. Ek kan onthou dit was snaaks genoeg gewees hierdie datums, dit was die 18de Januarie gewees 2015. Ja. Ek was besig om skottelgoed te was. Want jy het natuurlik so 'n rotasie wat almal help om skottelgoed te was en dan maak almal badkamers skoon en so. En dan geef ons die toneel. Jy staan in skottel, het jy 'n venster waar jy kan uitkyk? Ja, ek het 'n venster waar ek uitkyk, maar dis een van daai dubbelvensters. So dis die dikte van die muur van die basis. So jy kan nie regtig jou hand nou daar uitsteek nie, jy kan hom ook nie oopmaak nie. En ek's besig om skottelgoed te was en dit rep en roer agter my. 'n Klomp mense bring nog skottelgoed in en ons het so 'n hele conveyorbelt lyn mense wat help skottelgoed was en met goeders aandra. En ewe skielik begin die basis ruk. Soos dit begin ruk en te kere gaan. En basies so lang storie kort te maak is dat daar het 'n storm oor ons beweeg en omdat die basis die wind kan boor en onder die basis verbygaan, juis vir 'n strukturele integriteit. En dan wanneer dit gebeur is daai basis ruk soos 'n trein. Hy ruk soos 'n trein, so dan almal moet net vashou en dit help nie jy dit wat jy nou die skottelgoed wat jy nou gewas het, kan jy nou nie gaan terugsit in die kas nie, want dit rattel uit die kas uit. So nou sit en wag ons nou eintlik vir die storm om oor te gaan. En dan was ons verder en ons pak verder weg. Nou, kom ons hardloop weer 'n paar vrae, sommer so vinnig, so vinnig as wat jy kan, hè. Ja. Die stasie is op stilte gebou, dat jy gesê hy is in die lug gebou. Hou hy homself skoon onder of moet julle dit gaan uitgrawe? Die wind hou hom skoon. So die wind is sterk genoeg om onderdeur. Partykeer moet 'n mens gaan skoonmaak, maar dis baie rotsagtig en klipagtig onder die basis. So dit is nou nie eintlik 'n plek waar mens vreeslik wil gaan. Maar dis baie Bybels, bou jou huis op die rots. Ja, nie op die sand nie, dit is reg. So as gevolg van die feit dat die wind onderdeur die basis kan gaan, hou hy dit redelik mooi skoon. En dan wat gebeur ook is dat daar kan natuurlik oppaksel en opbou wees en so aan, maar dan kan 'n ou dit gaan losmaak as dit nodig is. Maar oor die algemeen, al wat gebeur omdat dit ook natuurlik op stilte gebou is, kan dit ook gebeur dit ook dat die spasie onder die basis raak so klein bietjie kleiner elke jaar. Klein bietjie kleiner want dit is nou maar soos jare lank se opbou. Wat nou nie regtig vreeslik van kan ontslaa raak nie, want dit is 'n groot basis. Ek weet hy's in 3, maar sê 3, hulle noem dit ek weet nou nie hulle noem die links nou tussenin noem hulle dit, maar hy's in 3 blokke gebou, soos A, B en C en dan het jy links tussen die blokke. So dis 'n redelike groot basis en jy gaan moeilik dit met die hand in 'n graaf tussen daai klippe om skoon hou daaronder. Ja. Nou kom ons begin by die basiese goed. 'n Mens moet eet, mens moet drink, 'n mens het verblyf nodig. Ja. Hoe werk die kossituasie? Word
al die kos saam met julle gestuur as jy gaan, of is dit alreeds daar as jy daar aankom? Wel, dis so ietsie van al twee. So die SA Gullis 2 is die vervoer en instandhoudingsskip, as mens dit so kan stel. Die skip vat al die kos af soontoe. Dan parkeer die skip teen die ysrand of die ice shelf. Dit word met die hyskraan oorgedra na Antarktika self toe op die ice shelf. Maar dis 'n hoogst. Ek het al gesien hoe lyk daai ys. Ons praat hier van 40 meter, 50 meter seker meer. Joh, ek sou Dis hoog. Dit kan selfs 60 meter hoog wees. So dan Dis soos 'n kraans. Ja, dit is 'n kraans. En hy's reguit af. So wat hulle doen is hulle sit mense van die skip af met die hyskraan op die ice shelf. So jy's met daai hyskraan daarop? Ja, ek is met die hyskraan op. Wel, daar's twee maniere. Jy kan of met die hyskraan opgaan of jy klim in die helikopters. Ja. En die helikopters vat jou basis toe, want daar waar die skip eindig, dan sit nog so 150-180 km na die basis toe. Ja. So meeste van die mense word soontoe gevlieg met helikopters. Okay. Maar jy kan nie al die vrag en die goed wat reggemaak moet word, alles wat moet basis toe gaan, die kos, al daai goeders, kan nie met helikopters vervoer, dit is heeltemal te duur. So dit gaan dan af met wat hulle noem 'n sogenaamde cat train. Dis hierdie Caterpillar. Ja. En dan op slees basis word alles op slees gepak, soontoe gesleep. En dan sleep dit soontoe teen 10, 12, 15 km/h. En dis 'n voldag ekspedisie dan. Jene, dis 2-3 dae. Sure. Dis 2-3 dae. Ek het die eerste keer van die skip af na die basis toe gaan met helikopters. En toe het ek aan die einde van ons takeover, so dis hier in Februarie, net voor ons terug. So is ek terug skip toe, maar op 'n cat train. En dit was nog 'n belewenis en 'n half gewees. Dis eintlik dalk seker, ek raai nou, maar jy moet vir my sê as ek verkeerd is, maar ek sou raai dis die avontuur manier om dit te doen. Absoluut. Nee, helikoptervlieg is lekker, maar jy kan helikoptervlieg hier in Pretoria ook. Ja. Dis Dit voel dieselfde. Ja, dit voel dieselfde. Jy ruk en pluk net so weg. So nee, ek dink om met die cat train te ry was absoluut 'n belewenis gewees. 3 dae teen ek weet nie 10 km/h en ook pas op vir krawas, jy moet deur die ys val nie. Ja. So dit is baie. Ek neem maar jy kan maklik verdwyn daar. Jy kan maklik verdwyn daar. Dit is daar's nou nie padbordjies en teaansluitings en goed nie. So daar iemand by die skip en tel sê 1, 2, is iemand gemis. Hoorie. Die watersituasie, hoe werk dit? Smelt van ys. So dit is so maklik dit is. Gaan gooi jy vir jou skep jy letterlik vir jou sneeu daar buite en jy sit dit binne in die mikrogolfoond? Nee. So hoe hy werk is dat daar's 'n smelter aan die onderkant van die basis. En vir een of ander rede noem hulle hom die smelly. Ek het geen idee nie, want dit is nie asof dit nou iets ruik. Ja. Maar ek dink dit gaan maar net oor dit is die smelter, dis die ysmelter. Okay. En net soos wat dit jou op 'n stadium is dit jou mandaat om nou skottelgoed te was en dan moet jy wasgoed was en die badkamer skoonmaak en so het jy so 'n rotasie. Ja. Op 'n stadium is dit jou beurt om die smelter te gaan volmaak met ys. So dit is ook 'n lekker ding om te doen wanneer dinge in die basis 'n bietjie nie meer vir jou so lekker is nie, om 'n bietjie alleen tyd te vat en gaan net af saam met iemand, gewoonlik saam met iemand om veilig te wees en jy gaan skoffel letterlik net 'n klomp sneeu binne in die smelter wat hom dan warm maak. En daai warm water word dan of dan daai gesmelte sneeu wat eintlik maar koue water word dan opgepomp na die basis toe. So daar's 'n pomplyn wat dit oppomp en julle so dit so ek neem aan die stort daar is lekker en julle het nie waterbeperkings nie. Daar is nie waterbeperkings gedurende die jaar nie, want dan is daar net 10 mense op die basis. Met takeover is die basis tot en met 80 mense vol. En dan is daar 'n reël wat sê jou kamernommer, as dit 'n ewige getal is, dan mag jy stort op die ewige getal dae. En 'n onewige getal nommer. So ek was in kamernommer 25 as ek reg onthou in een van die links of in een van die blokke. En dit het beteken dat ek kon Kersdag stort en ek kon Oujaar stort en ek kon Nuwejaar stort, want dit is 'n onewige getal. So daar was 'n luukse bederfie gewees. Lekker. Maar omdat dit so koud is, jy werk vreeslik hard maar dit is baie koud en dit beteken jy sweet nie regtig vreeslik nie. So om elke tweede dag te stort is eintlik dis nie so erg nie. Deel julle kamers of het elke sy eie kamer? Ja, dit is daar is as jy net daar is as 'n navorser of as 'n net 'n gewone, kom ons sê net maar
lower order, pecking order mense, dan kan jy tot en met 8 mense of 6 tot 8 mense in 'n kamer wees. Sure. Dis daarom 'n redelike groterige kamer. En dan hoe belangriker jy is, hoe meer kry jy. Dan is daar 2 mense in 'n kamer en dan is daar van die vreeslike fancy mense wat nou net een in 'n kamer is. Dit is nou 10-10 die mediese dokter en die en die leier van die groep wat nou daar gaan oorwinter en so aan. So dit hang af nou maar hoe belangrik jy is. Hoorie, dis vreeslik interessant. Ons gaan nou verder gesels. Kom ons gaan gou winkels toe en dan praat ons verder in die storm. Lekker lag en luister op Pretoria FM. Nou, Daar is die wind weer. As die wind so waai, as hy nie waai nie, hoe is dit in Antarktika? As die wind nou nie waai nie, kan jy dan 'n bietjie gaan ontspan buite in 'n potjie pleinbal speel of iets? Ek weet nie, wat doen 'n ou in die buitelug in Antarktika? Ja, so dit is wanneer die weer mooi is, beteken nie dat daar's nie wolke in die lug nie, dis mooi blou lig en sonskyn, en die wind waai nie, dan is dit lieflik aan toe waan, regtig, dit is lieflik, tot so 'n mate dat jy nie nodig om jou extreme weather kit aan te hê nie. Daar's baie foto's wat ek geneem het wat ons buite gewerk het waar ek in 'n tent werk buite. Natuurlik jy het nou jou pampoenskoene aan, dis nou groot bootse, stewels en dan het jy jou dungarees aan en dit is so, maar bo het jy nie nodig om daai vreeslike dik baadjie aan te hê nie. Jy kan maar met jou tent rondloop. Hou net, baie belangrik, net baie naby wees, want as daai wind opsteek, dan gaan hy van -7 na -37 toe in 'n kwessie van 'n paar sekondes. Sure. So dit is jy kan definitief nie sonder jou baadjie uitgaan nie, maar jy kan hom uittrek daar. En dan is dit belangrik om sonskerm. Sonskerm is 'n sonsteek is 'n groot risiko in Antarktika, want jy kry die bestraling van bo wanneer die son skyn, en dan kry jy die bestraling van onder af wanneer dit weerkaats teen die sneeu. So jy kry sonbrand hier in jou neusholtes. Dis verskriklik. So jy moet altyd jou sonbrilletjies maar aan hê, jy moet jou buff aan hê, jy moet maar soveel as moontlik toemaak, nie noodwendig vir die koue nie, maar om weg te kruip vir die son. En natuurlik, wanneer mens gaan in die somer, is dit 24 uur. Ouens buite natuurlik die koue is hoekom hulle monde in hulle neus so toemaak met die buffs. Ja. Is om te keer dat hulle neusgate brand. Ja, dit is onder andere. Dit help natuurlik so 'n bietjie vir die koue, maar dit is eintlik om jou weg te hou van die son af. En wanneer mense oor die somertydperk gaan, dan moet mense ook in gedagte hou dat dit is 24 ure 'n dag sonlig. So dit is wanneer dit ook partykeer baie uitdagend raak om daarso te werk. Maar om eintlik die oorspronklike vraag te antwoord oor wat doen 'n mens daar vir lekkerte? Daar is binne in die basis is daar uitspan areas. Mens kan mure klim. Daar's so 'n wall climbing in die hangar waar hulle die helikopters parkeer. Daar is tafeltennis en dartboards en enige ding wat mense self skaakborde, alhoewel dis nou net die nerd navorsers wat skaak wil speel. En ek is eers een van hulle nie, ek het nou nie skaak gespeel daar nie. Maar wag 'n bietjie, kom ons draai net 'n bietjie terug. Jy het gesê waar hulle die helikopters parkeer. So daar is helikopters vir julle gebruik daar beskikbaar as dit nou 'n helder dag is en jy wil iewers heen vlieg, daar kan jy dit doen. Ja, okay, so eerstens die Sanai die loods. Ja, so die Sanai basis is 'n onder andere 'n tipiese van 'n sentrale punt waarvan daar kan soektog wees, so search and rescue wees. So dit beteken dat daar moet altyd helikopters op die basis wees wanneer dit somer is. Daar is 'n maatskappy wat aangestel is om daai helikopters te beman. So al daai loodse kom saam en hulle vlieg tussen die skip en die basis. En dan die helikopters is definitief nie daar net vir pleasure rides nie. Dit is die helikopters is daar vir baie spesifieke doeleindes. En mense het ook natuurlik net ek soveel uit brandstof daar. So die paar kom ons sê die ritte, die trips wat mense met die helikopters gaan doen van die basis af uit na die veld toe vir navorsing doeleindes is maande voor die tyd beplan en seker maak wie gaan almal saam, wat weeg hulle, hoeveel brandstof vat hulle saam, ensovoorts. So dis interessant. So mense hoor maar in die somertyd hoor jy maar baie keer jy's besig om die basis te werk en dan poep gaan die helikopter oor die basis en dan weet jy iemand is nou weer iewers op pad of op pad terug skip toe of op pad iewers in die veld in waar navorsers afgelaai word, soos die geomorfoloog. Ja. Nou daar was nou hierdie storie hierdie week
gewees oor die epos wat uitgekom het uit Antarktika uit. Ek neem aan die internet daar is daarom alright. Jy kan of lekker. Jy kan daarom bietjie met jou familie en goeters gesels. Interessant genoeg, ek dink dit het verbeter sedert ek daar was, maar toe ek daar was het hulle 'n jog, ek wil nie vir jou jok nie, Antoine, ek dink dit is 'n 512 kilobit lyn wat gedeel is tussen die skip Marion, Goff en Sanai. Genade. So hulle het vir ons net gesê jy uninstall alles op jou foon en jy kan WhatsApp. Jy kan en ook nie video's en foto's nie, jy kan met jou familie kan jy boodskappe stuur, maar meer as dit gaan dit bietjie lol. Maar dis ook net omdat daar 80 mense op die basis is. Wanneer dit oorwinter is en daar's net 10 mense, is ek redelik seker dat hulle beter internet. Ek neem aan, kyk, ons mag nou nie Starlink hier in Suid-Afrika hê nie, maar ek neem aan hulle het Starlink in Antarktika. Dis 'n ander grondgebied. Tegnies nie. Daai waar die Suid-Afrikaanse basis is Suid-Afrikaanse grond. Is dit soos 'n ambassade tipe situasie? Ja, dit is Suid-Afrikaanse grond. So al die wette van Suid-Afrika geld daar. Soos byvoorbeeld om vir jou voorbeeld te gee, ek kan onthou in Suid-Afrikaanse wetgewing jy mag nie binne 'n gebou rook nie. Ja. En dan moet en dit geld daaroor. En dit moet 'n spesifieke rookarea wees. So op die basis is jy kan nie in die basis rook nie, daar's 'n spesifieke rookarea waar mense kan rook. As jy buite gaan staan in die koue en so al die reëls van Suid-Afrika geld daar. Nou, dit was nou in die nuus. Hoe is dit so erg soos wat dit geklink het, of is dit maar normaal, jy ouens sal mekaar uitsorteer? Wel, ja, dis 'n interessante storie. Eerstens moet ek sê, ek het bietjie uitgereik om te kyk of ek bietjie meer kan uitvind van die situasie. Daar is geen inligting beskikbaar nie. So ek het geen meer inligting as wat jy hierso het nie. Wat vir my wel interessant is dat ja, ek was self daar, gemoedere kan hoogloop. Dit is definitief van so 'n aard dat almal wil graag in harmonie daar bly. En dit is so, jy het 24 uur dag son, jy's in isolasie, jy's baie ver van jou familie af. Die blote feit dat jy nie vinnig iewers heen kan gaan nie, speel ook maar op 'n ou se kop. En natuurlik spandinamika, jy weet, dit is baie keer gaan mense mekaar verkeerd opvryf, maar daai konflikresolusie is so belangrik. So ja, is dit normaal dat mense se gemoedere hoogloop tydens so 'n ekspedisie? Ja, definitief, ek het dit self gesien, maar ek het ook self gesien hoe daar baie hard gewerk word om dit uit te sorteer, juis omdat dit nie maklik is om daar jou uit te hol nie. Dit is jy kan nie net sommige goue vlug terugvat Kaapstad toe nie. En mense wil ook graag nie regtig die roete vat om deur te gaan na 'n ander land se basis toe nie. Dis 'n bietjie van 'n skaamkry episode. Laaste vraagie. Yes. Ek neem aan wie ook al daar aan die verkeerde kant van die ander ouens kom, kry nie smelly duty nie. Hulle mag in die water gaan werk nie. Nee, hulle mag nie in die water gaan werk nie. Hoorie, Roan, dit was nou regtig insiggewend. Baie dankie. Ja, so groot plesier. Dankie vir die geleentheid. Ek dink ons nog baie om uit te pak. So ons sal definitief 'n plan maak dat ons meer gesels oor Antarktika, want ek dink jy het baie stories. Hierdie dat jy praat van waar jy kan brand in jou neus gehad. Dit is verbuisterend. Ek het nie aan sulke goed gedink. Ja, en ek het teruggekom met sekere terabytes se GoPro filmmateriaal. Dit was ongelooflik lekker geweest. En ek bedoel mense kan later ons bietjie gesels oor die mediese fasiliteite. Daar's 'n vol teater wat hulle operasies kan opdoen, blinde darm uithaal en die Rarig. Daar's 'n tandartsstoel. En die dokter wat afgaan gaan gewoonlik vir bietjie ekstra opleiding om tande te kan probeer help uitsort en so aan. So dis 'n baie indrukwekkende fasiliteit. Ek dink ons moet nog 'n tydjie maak en gesels daaroor. Dis fantasties. Baie dankie en ons maak definitief so. Ons het nou wel die eerste week in April het ons weer 'n afspraak. Dan praat ons oor ruimtesake en daai ruimtevaders is nou terug. Hulle nou teruggekom. Ek sien baie uit om bietjie te gesels daaroor en hoe hulle rehabilitasie gaan. Ja. Met dat jy jouself voorberei vir 10 dae in die ruimte en jy gaan vir 10 maande. Dit gaan 'n wesentlike effek op jou gesondheid hê. Ek het so 'n bietjie van 'n opinie oor hierdie hele storie. Hulle maak nou asof dit so verskriklik was. Hulle is nog gered uit die ruimte uit. As jy groot word met hierdie droom jy wil eendag 'n ruimtevader wees, dan bid jy dat iemand jou daarbo vergeet. O ja. Nee, jy's heeltemal reg, Antoine, want hierdie mense is opgelei en hulle wil nie net vir 10 dae gaan werk nie.
So vir hulle is dit manna uit die hemel uit om vir 10 maande te gaan. Want ek het nou hulle gesit en gekyk toe daar bo was, hulle was net glimlagte. En toe hulle hier op die aarde is, toe was dit nou glimlaggies, maar jy kan sien daar so 'n bietjie hartseer in die oë. Ja. Ons is nou terug. Maar jy moet ook nou verstaan dat hulle gesigte is nie gewoond aan die gravitasie nie. So hulle het so 'n bietjie hanggesiggies. Jy moet dit nie, moet jy nou so feitelik wees oor die emosionele saak? Moet mense 'n goeie storie opneek met feite. Met feite. Skaam jou, Roan. Hoorie, en dit is die einde van ons storie. Ek groet sommer namens ons almal. Janine, baie dankie vir die tegnies, sterkte vir die skedulering. Roan, dankie dat jy met my gepraat het. Dit was regtig, ons gaan moeg. Nou, ek dink jy kan nog so 'n hele dag lank gepraat word oor daai avontuur. Nou, hierdie program is met trots aangebied deur Auto Warehouse, Kies & Keer, tente, gazebo's, kookware, kampvrieskaste, klere en meer. En dit alles wat jy nodig het, dink ek, as jy mooi gaan kyk vir 'n Antarktiese ekspedisie. Auto Warehouse, by kopies vir elke avontuur.